Right, so, Pietersburg het ook 'n Kiro. En hierdie Kiro is interessant, want hierdie Kiro het landbou. Maar nie enige landbou nie, baie landbou. Van Goliath se gat, wat ons nou 'n bietjie oor gaan praat, tot Agri HX wat in samewerking met hulle jeugprogramme doen, om seker te maak dat daai volgende generasie boere deurkom. Hier agter my staan 'n juffrou en twee van ons studente en ons gaan bietjie by hulle hoor Goliath se gat se kompetisie, hoe gaan hulle hierdie grootste pampoen bymekaar trek en op die einde van die dag, hoe help Agri HX hulle om juis met die jeugprogramme landbou te bevorder in die hoërskole. Kom ons luister in. Hallo juffrou, hoe gaan dit met juffrou? Goed en self. Nee, kyk, ons kan glad die kraan nie. Soos jy in 'n kweekhuis in die middel van Pietersburg, is dit te warm nie, is pragtig. Lieflik. So, kom ons begin met die begin. Kiro, landbou. Dit is vir my 'n konnotasie wat ek nog nie gemaak het nie. Verduidelik vir my bietjie, wat bied julle hier by Kiro, hier by Pietersburg aan in die landbouafdeling? Wel, in die hartjie van Limpopo, waar is dit beter om landbou aan te bied? Ek meen, ons het van beesboere tot bokboere tot avos net hier oor kan die berg. So hoekom dan nou nie? Ons het groot groenteboere hier so in die area. So hoekom nie 'n vak aanbied wat so eie is aan Limpopo as die son dit self nie? So, terug te kom by, wat presies bied julle dan aan rakende die landbousektor? Watse vakke bied julle vir die kinders aan? Hoe kry hulle daai ervaring van landbou? Want ek sien ons staan hier in 'n kweekhuis, sal hy nie te veel daai kant toe wys nie. Maar kom hulle fisies werk, leer van die grond? Ja, dit is korrek, hulle doen. Die kinders werk self hier so in die tonnel. Ons hou daarvan om hulle te leer dat as jy iets doen, dat jy, as jy dan deur dit werk, dat jy op die einde van die dag iets het om daarvoor te wys. So wat die hele doel van die tonnel is om die kinders te leer dat jy vir jouself kan sorg. Dat met die ekonomie wat die ekonomie is in Suid-Afrika, is dit 'n goeie skill om te hê, verskoon die Engels. Is dit 'n goeie vaardigheid om te kan hê om vir jouself te kan sorg. So dit is die eerste vertrekpunt, is om die kinders te leer om iets vir hulle self te doen. Dan die tweede vertrekpunt is, nadat ons dit geplant het, nadat ons dit versorg het, dan gee ons die helfte van ons opbrengs vir Meals on Wheels, om dan iets terug te gee vir ons gemeenskap. So ons leer hulle ook dan nou daardie belangrike eienskap om nie net altyd aan jouself te dink nie, maar terug te gee vir jou gemeenskap en jou medemens te probeer help. En dit is eintlik maar waar landbou gaan, is klein hartjies, gee om vir die omgewing en staan by mekaar. En om terug te kom by, hier is nou besig om reggemaak te word vir een of ander saadjie, en dit is nie enige saad nie, dit is oom Goliath se gat se groot pampoensaad. So verduidelik vir my 'n bietjie, hoe het julle betrokke geraak by hierdie kompetisie en hoe gaan julle hom wen? Wel, hier by Kiro Juwelkruin bied ons twee vakke aan, landbouwetenskap, wat maar meer die wetenskap is agter landbou, en dan het ons landboubestuurspraktyke. Nou, 'n baie groot gedeelte van landboubestuurspraktyke behels die PAT, of die praktiese assesseringstaak. En toe ek gehoor het van hierdie kompetisie, toe dink ek, weet jy wat, dit is altyd die gewone prakties, altyd die gewone projek. Hoekom nie 'n bietjie die kinders aanspoor om actually in 'n kompetisie deel te neem nie? En toe het hierdie op my pad gekom. Toe dink ek, wel, ons het die besproeiing, ons het die kunsmis wat geborg word vir ons deur AgriBoost. Dit is heeltemal 'n 100% organiese produk, vloeibare kunsmis. So waarom nie net so bietjie kompetisie in te bring en dis 'n bietjie pret te maak tussen die kinders en dan ook hopelik ander landbouskole in die omgewing te inspireer om dieselfde te doen nie. En dit is op die einde van die dag wat dit so belangrik maak, want die jeug bly altyd die toekoms. En om te kyk na die jeug is om basies belangstelling te kweek vir ons toekomstige boere. En juist op daai opsig is ons ook hier namens Agri HX, wat nou die Landbou Expo hou. En hulle het ook hierdie ongelooflike jeugprogramme, en wat beteken dit vir die kinders om toegang te kan hê tot hierdie fasiliteite van beesprogramme, en volgende jaar bring nou die oes en die trekkers en alles by. Wat beteken dit vir die kinders? Wel, die ding is om in die klas te sit is maklik. Om vir 'n kind 'n videoetjie te wys op die skerm is maklik. Om vir 'n kind uit die handboek uit te leer, jy weet, maar nêrenster, want baie van ons kinders kom nie noodwendig van 'n plaasagtergrond af nie. So hoe gaan ek vir hierdie kinders kan verduidelik waaroor landbou gaan en wat landbou behels, as ek hulle nie kan blootstel aan hierdie tipe expos of hierdie tipe kompetisies of so aan nie. En dit maak my werk as onderwyser, as landbouonderwyser, maak dit net so bietjie makliker, want dan kan ek altyd terugverwys. Onthou julle dit, onthou julle dat, onthou jy toe jy dit gevoel het, toe jy dit gesien het, toe jy dit gehoor het, toe jy dit geruik het.
So dit help net om daai brug tussen die klas en die werklikheid daar buite net so bietjie nader aan mekaar te bring. Hoorie, baie sterkte met die pompoen. Good luck with Dankie. everything. I hope you guys are ready to get nice and dirty and have a lot of maintenance on your hands. It's going to be a lot of fun and enjoy it. Thank you. Alright, soos julle kan sien, hulle is daar besig om te plant en te kere te gaan en dit gaan goed. En landbou se toekoms is verseker. As jy bietjie meer wil uitvind oor Goliath se gat en hierdie pompoen kompetisie, kyk hier onder. As jy bietjie meer wil uitvind oor Agri HX en hulle landbouskou, kyk hier onder. En as jy bietjie meer wil uitvind oor die jeugprogramme wat hulle aanbied, kyk ook hier onder. Alles wat jy soek is hier onder. En op die einde van die dag ook 'n groot pompoen, 'n stuk in 'n skoen en 'n grammofoonplaat. Dis Farm Spice, oor en uit.